Goeienaand. Mense wat soos die Sionsberg onwankelbaar uitstaan. Welkom by ons aandgesprekke vanuit die Psalms, vanaand Psalm 125. Om na die berge te kyk as 'n beeld en as beeld te gebruik om God mee te beskryf is gepas. Die beeld spreek van sy grootheid, sy onveranderlikheid, sy standvastigheid, sy altyd teenwoordigheid. Hy is 'n rots, hy is 'n skuilplek. Maar om hierdie beeld van 'n berg te gebruik om na 'n mens te verwys, klink 'n bietjie verwaand. Bybelse beelde soos die gras van die veld, die golwe wat heen en weer geslinger word, 'n miswolk wat gou verdwyn, is meer gepas. En tog doen die psalmdigter in Psalm 125 dit. Die wat op die Here vertrou, is soos die Sionsberg wat nie wankel nie, maar altyd vas bly staan. Daar is dus mense wat soos 'n berg is, wat nie wankel nie, maar altyd vas bly staan. Mense wat te vergelyk is met 'n berg, met nogal die berg, die Sionsberg, die berg van God se teenwoordigheid waarop die tempel gebou is. Daar is dus mense wat soos die Sionsberg uitstaan, mense wat lig en vrede verkondig. Te midde van die goddelose wat beheer oor die grondgebied van die regverdiges wil kry, soos die Psalm dit stel, en wat dreig om die regverdiges ook in te trek in misdaad en onreg, te midde daarvan moet die gelowige soos 'n berg vas staan. Dit is maklik om soos 'n berg vas te staan as daar nie bedreiging en versoekinge is nie, maar om dit te midde van dit alles te doen, kom nie van self nie. Waar sal daar tog sulke mense wees vir vandag, die tyd waarin ons leef? Mense wat nie ook toegee aan bedrog en valsheid nie. Mense wat opreg en getrou is in hulle werk en in hulle verhoudinge. Mense wat uitstaan, wat vrede en wat lig in die wêreld bring. Hoe sal ons, ek en jy, as kinders, as verteenwoordigers van God, tog self so kan wees? Hierdie mense kry jy daar waar 'n nederige mens op God vertrou. Op God wat, so leer die digter, die mens beskerm. Vers 2, soos die berge Jerusalem aan alle kante beskerm, so beskerm die Here sy volk, nou en vir altyd. Berglike eienskappe, soos onwankelbaarheid, standvastigheid, kom dus nie uit die sondige gebroke aard of die vermoë van 'n mens nie. Dis alleen te vind waar 'n nietige mens vertrou op die Here, sy God. Want hierdie God, hierdie Here op wie ek vertrou, is soos die berge. Hy beskerm Jerusalem aan alle kante. Wanneer die pelgrim na Jerusalem toe aanstap, moet hy oor berge en dan deur valleie weer teen 'n berg op, die berg waarop Jerusalem gebou is. Die omringende berge het dit dus moeilik gemaak vir voetsoldate om sommer die stad aan te val. Die berge het die stad beskerm, en so is die Here vir sy kinders, soos die berge, reg rondom, altyd daar, beskermend, betroubaar. Die Sionsberg wat bokant Jerusalem uitstaan en waarop die tempel gebou is, kan dus maar uitstaan. Hy hoef nie weggesteek te word nie, want die berge om die stad beskerm hom. So is dit met die gelowiges. Ons kan maar 'n stad op 'n berg wees. Ons kan maar 'n lig in die donker wees. Ons kan maar uitstaan met vertroue, omdat die Here ons beskerm en bewaar. Vertrou daarom op die Here. Vertrou dat hy ons sal beskerm. Vertrou dat hy altyd daar sal wees. Vertroubaar reg rondom ons, vir nou en vir altyd, soos die berge rondom Jerusalem. Vanuit hierdie vertroue op, en die sekerheid van die beskerming van die Here, kan ons eerlik en opreg lewe, sonder om te vrees
vir die vyand en vir die wêreld, uitgesproke vir wat reg is, vasstaande en betroubaar, soos die Sionsberg, wat nie wankel nie, maar altyd vas bly staan. Goeienaand.